Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 17de Junie 2025 en hierdie week lees ons gedeeltes uit Handelinge hoofstuk 2. Vandag vers 14 tot 22. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekendgestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. So as 'n kernvers dalk uit hierdie gedeelte, sou dit vers 21 wees, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou, die gemengde reaksie van die mense op die talewonder en die bewering dat die 120 dronk was, het Petrus aangespoor om saam met die ander 11, onthou nou het hulle reeds 'n nuwe disipel in die plek van Judas gehad, om die skare met vrymoedigheid dan nou toe te spreek. Al 120, bestaande uit vroue en natuurlik was daar ook jong kinders tussen hulle. Nou as jy mens daaroor wonder, gaan lees bietjie Handelinge 1 vers 14 tot 16. Het die wonders van God verklaar. Voor dit was die bewyse van God se Heilige Gees beperk tot 1 of 2 toegewyde manne wat bekend was as profete. Maar hier het almal gelyktydig in bekende tale gepraat. Nou, Petrus se waardige en entoesiastiese boodskap het eintlik almal se aandag getrek. Mens moet eintlik Petrus onthou, hy was 'n baie impulsiewe tipe mens, kon baie passievol wees. En dit was nog weer eens 'n bewys van God se gees in hom, want nou is hy eintlik baie beheerst en baie duidelik in wat hy doen. Hy regverdig hierdie vreemde gesig deur die profeet Joël aan te haal, wat daarop gewys het dat die Heilige Gees vir alle mense is en nie beperk is tot 'n heilige klas, tot 'n individu of profeet nie. Almal, kinders, vroue, jonk en oud, almal kon God se wonders daar verklaar. En natuurlik het hulle dit gesien en daaroor gepraat. Die ingeligte gehoor, onthou hulle het nou sekere dinge geweet, was bewus van Joël se profesie, maar sou nie die betekenis daarvan verstaan het, voordat dit voor hulle eie oë afgespeel het nie. In Handelinge 2 vers 16 tot 18, ek sal my gees op alle mense uitstort, jou seuns en dogters sal profeteer, jou jong manne sal gesigte sien, jou ou manne sal drome droom. Selfs op my diensknegte, mans sowel as vroue, sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Visioene en drome, tekens en wonders. Natuurlik was dit alles kenmerkend of kenmerkendig dinge van die laaste dae wat by Christus se eerste koms begin het. En nou is die vraag baie keer, maar hoekom al die dinge? Hierdie mense het gedink dat dit selfs in hulle tyd sou gebeur het. Maar as ons vandag terugkyk, dan sien ons die tyd tussen Christus se hemelvaart en sy tweede koms geld van daardie dag af en nog steeds. Al die dinge wat hulle daarvan sê wat gaan gebeur, gebeur al van toe af en dit gebeur nog steeds.
En dan bly hulle dan nou, as mens dit in gedagte wil hou, dat Petrus met Joël se profesie afsluit met hierdie nadruklike stelling dat die redding net 'n oproep ver is. Vir enigiemand. Handelinge 2 vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So, diegene wat Christus aangeroep het terwyl hy op aarde was, is gered en bevry van alle soorte slawerny. Ons het dit gelees, Jesus het dit gedoen, hy het mense vrygemaak. Blindes, krepeles, selfs die ander rower langs hom aan die kruis is gered. Ons leef in 'n tyd waarvan ons al baie van gehoor het en weet, en so daarom mag ons nie terughou om ook sy naam te bly aanroep en in hom te glo nie. En dan herinner ek julle aan Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. So in alles wat ons hier gehoor het, al die tale, al die dinge, die naam van die Here, mag jy dit ook vanmôre weer so ervaar. Amen.